waak teen die kaalvreter. Joel 1 vers 4 sê, wat die afknyper laat oorbly het die trekspringkaan opgevreet. Wat die trekspringkaan laat oorbly het die kaalvreter opgevreet. En wat die kaalvreter laat oorbly het die vernieler opgevreet. Gemeente, daar is 'n vyand wat nie jou lewe in een dag vernietig nie. Hulle werk stadig, stil en ongemerk, soos die kaalvreter vreet hy aan jou geloof, jou gebedslewe, jou huwelik, jou bediening en jou vreugde, totdat daar niks meer oorbly nie. Satan kom nie altyd soos 'n brullende leeu nie. Soms kom hy soos 'n kaalvreter, wat stukkie vir stukkie steel. Daarom sê die Here, waak. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Die kaalvreter werk stadig. Die gevaarlikste aanval is dikwels die een wat jy nie raak sien nie. Klein kompromieë, minder gebed, minder Bybel lees, minder heiligheid, minder liefde vir God. Voordat jy besef, het die kaalvreter jou geestelike lewe kaal gevreet. Hooglied 2 vers 15 sê, vang vir ons die klein jakkaltjies. Die kaalvreter steel jou vrug. Jesus wil hê ons moet vrug dra. Volgens Johannes 15 vers 5, maar die vyand wil die vrug vernietig. Hy wil jou vrede vernietig. Hy wil jou vreugde vernietig, jou liefde. Hy wil jou geloof wil hy vernietig, selfs jou hoop. Wanneer hierdie dinge verdwyn, het die kaalvreter reeds begin werk. Die kaalvreter steel selfs jou tyd. Die gelowiges verloor ure aan dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. Volgens Efesiërs 5 vers 15 tot 16 sê die woord van die Here, koop die tyd uit. God wil hê ons moet elke dag wys lewe, want die kaalvreter steel jou roeping. Samson is 'n voorbeeld daarvan. Hy het nie sy krag in een dag verloor nie. Kompromie na kompromie het hom uiteindelik sy salwing gekos. Volgens Rigter 16, waak oor jou roeping. Hoe beskerm ons onsself? Die woord van die Here sê dat ons moet bid sonder opbou. Volgens 1 Tessalonisense 5 vers 17, bly in die woord. Psalm 119 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting aan. Efesiërs 6 vers 10 tot 18 sê, leef in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid bring beskerming. God se belofte, selfs wanneer die kaalvreter skade aangerig het, herstel God steeds. Volgens Joel 2 vers 25, ek sal julle vergoed vir die jare wat die kaalvreter opgeëet het. Wat Satan gesteel het, kan God herstel. God kan jou vreugde herstel. Hy kan jou gesin herstel. God kan jou bediening herstel. God kan selfs jou vrede weer herstel. Selfs jou salwing kan God weer herstel. Ek verklaar vandag in die naam van Jesus, elke geestelike kaalvreter word nou ontmasker. Elke gees wat jou gebedslewe vernietig, word verbreek in die naam van Jesus. Elke vloek van verlies word nou vernietig. God herstel dit wat gesteel is nou in Jesus naam. Nuwe salwing, nuwe vuur en nuwe krag kom oor jou lewe. Die Here gee jou dubbele herstel volgens sy woord. Miskien besef jy vandag dat die kaalvreter reeds aan jou lewe gevreet het. Jou liefde vir God het afgekoel. Jou gebed het stil geword en jy verlang na herstel. Jesus roep jou vandag terug. Hy wag met oop arms om jou te vergewe, te genees en te herstel. As jy jou lewe opnuut aan Jesus wil oorgee,
of as jy herstel nodig het, kom nou vorentoe. Vandag is die dag van redding en herstel. Ek wil vandag saam met iemand bid. Ons kom in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie dat U groter is as elke aanval van die vyand. Ons bely enige sonde en kompromie en vra dat U ons reinig deur U bloed van Jesus Christus. Here, vernietig elke werk van die kaalvreter. Herstel wat gesteel is. Vernuwe ons geloof, ons gebedslewe, ons gesinne en ons roeping. Vul ons met die Heilige Gees en gee ons 'n waaksame hart, sodat ons getrou sal bly tot die wederkoms van Jesus Christus. Ek spreek vandag lewe, vrede, genesing, voorsiening en oorwinning uit oor elke persoon. Mag die guns van die Here op elkeen rus en mag elkeen getuig dat God die jare herstel het wat die kaalvreter opgeëet het. In die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.